baie belangrike ding, niemand wat uit die geslag van Adam voortgekom het, is sonder bewussyn na die dood nie. Maar almal van hulle lewe, ons kan nie sterf, want ons is uit God gebore. Skryf dit op die tafels van jou hart, en as jy lus is, skryf dit op die muur in jou sitkamer. Want ons denke werk nie so nie. Ons is anderster geprogrammeer. Daai spore wat in jou gemoed gemaak is deur die samelewing sê vir jou, die graf is die einde. Maar dit is nie, en ons moet dit verander. As jy weer by 'n graf staan, 'n oop graf waarin iemand afgesak word, dan weet jy dis nie die einde nie. Maar die lewe gaan voort, nadat ons die laaste asem uitgeblaas het. Niemand van ons wat uit die geslag van Adam voortkom, is sonder bewussyn na die dood nie. Wat is bewussyn? Om bewus te wees. Sommige mense is so moedeloos met hierdie lewe, hulle beëindig hulle eie lewe en dink, as ek nou doodgaan, is ek bewusteloos. Ek is sonder bewussyn, ek gaan van niks bewus wees. Ek gaan wees soos iemand wat baie diep slaap. Iemand wat onder narkose is. Gaan ek net so wees vir ewig. Maar dit is nie. Jy kan nie jou bewussyn verloor. Jy bly bewus. Jy kan nie sterf nie, want jy is uit God gebore. Matteus 22 vers 31. Joshua wat praat. Hy sê, en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hierdie is Joshua wat praat. Hy sê, het jy nie gesien wat God gesê het nie? Hy sê, ek is die God van Abraham. Waar is Abraham? Volgens ons? Ons weet mos nou, hy het gelewe en hy is dood. En wat beteken die dood? Vers 32, ek is die God van Abraham, ek is die God van Isak, ek is die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar lewendes. Waar is Abraham? Hy lewe, maar hy is dan dood. Jep, maar hy het nie sy bewussyn verloor nie, hy is. Sy liggaam is in die graf, maar Abraham lewe. Hier is 2000 jaar terug wat Joshua hier praat, maar nog meer as 1000 jaar na Abraham. So dit 3000 jaar na Abraham, maar Abraham lewe. Hy lewe nou, hy het gelewe in Joshua se tyd. Want Joshua sê, God is nie God van 'n dooie Abraham nie, hy is God van 'n lewendige Abraham. Die dood is dus nie die einde nie, maar die lewe gaan aan. Iemand wat nou 40 jaar oud is, en dink hy het nog min of meer 40 jaar oor om te lewe, dan is daar niks nie, het 'n verkeerde verwagting. Nou ek wil hierdie nou stadig lees en stadig bespreek, want dit moet ons denke verander. Nie jou bewuste denke nie, jou onderbewuste denke. Want in ons onderbewussyn het ons nog altyd 'n begrip van dood is weg, nie meer daar nie. Maar dit moet ons beïnvloed en dit moet ons verander, dat daar vir ons nie 'n verskil is tussen hierdie kant van die graf en daardie kant van die graf nie. Daar is nie 'n verskil nie, jy is ewe lewendig. As ons met mekaar deel, dan moet ons in ons onderbewussyn totaal oortuig wees dat ek met iemand iets kan bespreek vir oor 100 jaar, want ons gaan albei leef. Maar ons doen dit nie. Ons dink, ek is jonk, hierdie persoon is oud, ons sal nie baie lank saam lewe nie, dan is hy weg. Maar dit is nie die waarheid nie, dis wat ons moet verander. Dit is ook die rede hoekom ons die dood vrees, want ons dink dis die einde. Dis hoekom ons hart absoluut verskeur is as ons by die graf van iemand staan en ons dink dis verby. Hierdie persoon se lewe was so kort. Hoe kort? Miljoene der miljoene jare kort. Dat is 'n ewigheid voor. Maar ons moet ons denke verander om op te hou dink aan jare tot die dood en dan is ons klaar. Dis wat ons dink. Maar ek is nou al so gevorder in my jare, my lewe is eintlik verby. Weier om dit te dink, moet dit nie dink nie. Verbied dit vir jouself. Ek het nog 'n kort tydjie oor om te lewe. Wat bedoel jy? Hoe kort is kort? Is 1 miljoen jaar vir jou kort? Nee, dis baie. Maar jy gaan meer as 1 miljoen jaar lewe. Hoekom sê jy jou lewe is kort? Nie maar my lewe op hierdie aarde is kort. Wat het dit daarmee te doen? Niks. Dis ook wat jy sê, my lewe, hier waar ek nou werk, is kort, en dan gaan ek by 'n ander plek werk. En wat daarvan? Jy gaan net aanhou lewe. En die dood, jy gaan net aanhou lewe. Jy gaan nie doodgaan nie. Die dood bestaan. Ons sien die dood as hierdie situasie wat ons iemand in die grond in begrawe, want dan weet ons nie wat daarna gebeur nie. Ons sien hom nie weer nie. Maar Vader sê vir ons, hy is nie 'n God van dooies nie. Abraham lewe en ons gaan lewe. En ons moet ons verwagting opsetlik
bewustelik verander. Jy moet jou onderbewussyn herprogrammeer. Wat is die verskil tussen jou bewussyn en jou onderbewussyn? Jou bewussyn is waarmee jy vinnig dink en vinnige besluite neem, maar dit word absoluut beïnvloed deur jou onderbewussyn. Die slimme mense praat van jou onderbewussyn as die dom reus. Hoekom dom? Want hy beredeneer nie, hy sê net wat dit is. Waar kom sy inligting vandaan? Ervaring, wat jy deur die jare ervaar. Dit programmeer jou onderbewussyn. Nou is ons onderbewussyn geprogrammeer, die grap is die einde. Nou sê ek vanoggend, nee, dit is nie, jou bewussyn hoor dit. Jou onderbewussyn hoor dit nie. Hy hoor dit, maar dis die eerste keer dat hy dit hoor. Hy laat dit net verbygaan. Hy moet dit baie keer hoor. Jy moet vir hom dit oor en oor sê met jou bewussyn. Nee, onderbewussyn, dis nie die einde nie, dit gaan aan. Dis net 'n fase. Dis net iets waardeur ek gaan. Ek gaan net deur die graf, maar kom aan die ander kant uit. Hoe lank is my lewe? Per ewig. Hoeveel van my lewe is nou verby? 20 jaar, 40 jaar, 60 jaar, 80 jaar. Dis niks. Dis niks. Hoeveel is oor? 'n Ewigheid. En dis my brein, my bewussyn, moeite om dit te bedink. Nou los hy dit net liewerster. Hy sê, ag ja, kom maar sien as ek al kom. Maar moenie dit toelaat nie, bedink dit.